Lorraine Olivier en Michelle Howell van Style and Make-up Effect is terug en vandag gesels hulle oor die nuutste neigings vir bruide, van grimering en haarstyle tot die voorkoms van die moderne bruid in 2026. Baie welkom aan albei van julle. Dit is my interessant dat hulle my gekies het vir hierdie gesprek, want ek is so ver agter wat hierdie kwessie betref, het lyk of ek voor is. Maar kom ons begin deur te vra, wanneer ons oor neigings vir bruide vir 2026 praat, wat is die grootste verandering wat julle sien in vergelyking met vorige jare? Ek dink die grootste wat ons al gesien het, is dat bruide 'n paar jaar terug het gegaan vir die bold look, as ek dit so kan stel. Ja. Smoky eye, maak nie saak of dit bruin of swart of pers was nie, maar hulle het 'n smoky eye en bold lippe gedoen. Nou is dit meer soos hulle wil, they want to show skin, as ek dit so kan stel, en hulle gaan vir die meer sagte, romantiese, elegante look. En watter veranderinge sien julle in grimering wat bruide verkies? I think the biggest thing that we're seeing with the brides this year is that they are looking for a look that defines them and that looks like themselves rather than following trends. So they tend to lean more towards a natural makeup look as well as makeup that falls more in the soft glam kind of category, we like to call it that. So it's still got a little bit of a shimmer. It's more than they would wear on an everyday occasion, but they look more like themselves. Nou het ek vir julle 'n uitdaging, hoe sou julle die moderne bruid in een sin beskryf? Ek sal sê die moderne bruid het 'n sterk persoonlikheid en selfvertroue en styl, maar hulle kies 'n tydlose en egte voorkoms wat by hulle persoonlikheid pas. Yeah, so there's three things that I think really describes the modern bride. That's refinement, identity driven, and timeless. En watter haarstyle kies bruide in 2026 en watter style is beslis nou in die mode? Die style nou in die mode is meer soos jou soft curls, jou soft glam, jou gedefinieerde bollas, as ek dit so kan stel, en dan ook natuurlik jou smooth look, wat seker nooit gaan uit fashion uitgaan of uit trend uitgaan nie, maar hulle kies definitief meer 'n sagte, smooth voorkoms vir hulle hare ook. En hoe belangrik is dit, iets soos 'n haarstyl en dit wat hulle doen, om by die rok ook te pas en by die halslyn? So I think your dress is your starting point for your entire look when you are choosing your bridal hair and makeup, because it can make or break the look and it brings the whole picture together. So you always want balance and you want everything to make a nice picture at the end of the day. So you are always going to select a makeup look or a hairstyle that matches to your dress and your dress's neckline. Nou ek het al gehoor dat dit nogal stresvol kan wees. So watter raad het julle vir bruide wat miskien 'n bietjie oorweldig voel na aanleiding van al die keuses wat daar is? Hoe moet hulle te werk gaan? Ja, daar is baie keuses. Ek moet eerlik wees, ek weet nie hoe doen bruide dit nie. Maar ek dink begin by jou rok en dan van daar af kies jy 'n make-up en 'n haarlook wat by jou rok gaan pas. En kies dan iets wat jy ook by jou persoonlikheid pas en ook wat gemaklik is. Ek dink jare terug het die bruide hierdie ball gowns gehad wat jy 2 of 3 onderrokke moes dra en alles en dit was swaar. Nou vandag se bruide, jy kan sien hulle gaan weer vir gemak en dan is daar ook baie keer bruide wat soos hulle is net so 2 of 3 ure in haar rok en dan gaan trek hulle weer soos 'n cocktailrokkie aan vir later die aand. So ja, ek dink die bruide gaan definitief bietjie meer vir gemak as net vir daai bold look. And if I can add to that, I think brides also have a better sense of who they are and my advice would be to choose something that when you look back at your photos 10 years from now, it still feels like you. So I think your identity is very important in choosing your look for your bridal day. Ek wou nog uitkom by, jy weet, die belangrikheid van 'n stylis en hoe mense 'n stylis moet kies, maar ek het die antwoord. Hulle moet kontak maak met julle. Baie dankie dat julle vanoggend hier kom kuier het en ons sien reeds uit na die volgende keer. Dankie Elsa. Goed, so bly net waar jy is, want ons gesels net hierna oor die internasionale sukses van David. Jy is ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning.